Jy luister na Perspektief, 'n program van Radio Scriptura. Welkom. Perspektief wil vir jou 'n vars, Bybelse perspektief gee op enkele nuusgebeure van die afgelope maand. Die gesprek word vandag gelei deur Marnix Boersema. Goeiemôre aan al ons luisteraars en ook aan Jonker saam met my hier in ons virtuele ateljee vanoggend. En dit is Perspektief, dis einde van die maand, einde Julie, begin Augustus. Ons doen altyd 'n Perspektief episode aan die einde van ons maand. Elke maand waar ons nuusgebeure wat ons aandag trek in die lig van die skrif beskou, en dis hoekom ons dit Julie in Perspektief noem. En so het ons vanoggend dan ook 3 stories, Jonker. En die eerste, wel voor ek daarby kom, die tema op die skerm sal jy sien, wanneer 'n samelewing sy morele anker verloor. Nou, dit was nie doelbewus nie, toe ek na die stories begin kyk, toe sien ek maar daar is nogal 'n lyn tussen al 3, en dit is wanneer 'n samelewing sy morele anker verloor. En dit sal uitkom ook in ons aanbieding. So, die eerste storie wat ons het, dit het ons luisteraars ook dalk seker in die nuus gelees. Aanvanklik toe die storie gelees het, gedink dit is sommer 'n simpel storie. Ek weet nie wie wil nou oor die ding praat, en is nou 'n ou wat nou net weer aandag soek of so iets. Maar dit gaan oor die advokaat wat 'n tweede vrou soek en die Bybel gebruik om poligamie te regverdig. En die ding het nou self so uitgekring dat ek sien hulle wil nou 'n TV-program maak, vir TV 'n storie maak oor die ding. So dis interessant hoe sekere dinge mense fascineer. Ons tweede storie handel oor 'n ernstige vuisgeveg die tyd tydens 'n skoolwedstryd tussen 2 bekende skole die afgelope week. En daar is iets wat daar begin deurbreek in skoolrugby onder jong mense, wat ook maar lê rondom wanneer 'n samelewing sy anker verloor het. Ek graag wil hê ons moet 'n bietjie na kyk volgende, Jonker. Die derde storie gaan oor die radikalisering van jong mense in Duitsland en die bedreiging wat dit vir westerse samelewing inhou. Ek wil net noem, ons sal ook skakels in ons opname plaas op as die gepubliseer word, na die stories toe, waar dit vandaan kom en die artikels waar ons dit gevind het, vir u om meer te lees. Nou op die oog af het hierdie stories min met mekaar te doen. Uiteenlopend sou mens kon sê, die een gaan oor die huwelik, die ander oor skolesport en die ander oor islamitiese radikalisering, maar daar loop 'n duidelike lyn deur al 3. Dit is wat gebeur wanneer mense en gemeenskappe hulle morele en geestelike anker verloor. Persoonlike begeertes word dan as goddelike beginsels aangebied. Sport word selfs 'n afgod. En 'n geestelike leefsamelewing word kwesbaar vir sterk en vernietigende ideologieë. So Janke, dis my inleiding. Kom ons begin by die eerste storie. Ek gaan die storie vir ons so kortliks skets en dan kan ons 'n bietjie gesels daaroor. Die eerste storie is laat ek net ook my skerm aanstoot. Advokaat soek 'n tweede vrou en gebruik die Bybel om poligamie te verdedig. Nou hierdie Suid-Afrikaanse advokaat wat reeds baie jare getrou is, het openlik begin adverteer vir 'n jong tweede vrou. Hy bied aansienlike finansiële vergoeding aan. Dit sluit 'n bruidskat in van lyk my nou 1 miljoen en selfs aan die vrou se ouers 'n groot bedrag van 20 miljoen het hy nou opgestoot na toe as 'n erfenis nalating vir sy tweede bruid. Een van sy belangrikste persoonlike redes is blyk dit dat hy 'n biologiese erfgenaam wil hê, maar hy stel sy versoek nie bloot as 'n persoonlike begeerte nie. Hy probeer dit met sogenaamde oorspronklike Bybelse beginsels regverdig, soos hy dit noem. Dit kom ook in sy advertensie uit. Dit maak in die storie meer as net 'n buitengewone huweliksaansoek. Dit word 'n verhaal oor die misbruik van die Bybel om persoonlike begeertes met goddelike gesag in te kleur. Hy beweer eerstens dat poligamie Bybels is, omdat belangrike figure in die Ou Testament soos Abraham, Jakob, Dawid en Salomo meer as een vrou gehad het. Sy redenasie is eenvoudig: indien die stamvaders en konings van Israel meerdere vroue gehad het, kan poligamie nie verkeerd wees nie. Maar dis ook nie waar hy stop nie. Hy gaan verder. Hy beweer dat God die Vader self in 'n soort poligamiese verhouding staan binne drie eenheid en ook met sy mense op aarde. Dit kom natuurlik uit oor dat hy praat van die bruid van Christus. Hy beweer verder dat Jesus by die wederkoms met meerdere bruide gaan trou. Hy stel die poligamie ook as 'n moontlike oplossing vir die verval van gemeenskappe voor. Volgens hierdie redenasie kan welgestelde of verantwoordelike mans vir meerdere vroue en kinders sorg en so vaderloosheid, armoede en gemeenskapsverval teenwerk.
Nou, hy gebruik ook gereeld die name Yeshua, Messias, wat ons mos natuurlik nou weet waar hy bekend is onder die Hebrew Roots beweging. So daar's elemente daarvan. Ek het ook intussen opgetel dat hy van sy idees kry by 'n bekende aanlyn, wat ek nie eens geweet het van nie, maar lyk my nogal redelik wyd gaan. Maxima Potentia, Biblical Stewardship Coaching and Courses for Success is die groep se naam, waar hy ook by betrokke is. En waar hy ook sy idees dan kry. Hy beweer ook dat die sogenaamde Ou Testament eintlik tot by Jesus se kruisiging strek en dat daar in die toekoms ook nog 'n derde testament sal wees. So ons het twee testament, die Eerste Testament tot by Jesus se kruisiging en dan ons res van die Nuwe Testament soos ons dit ken, noem hy is die Tweede Testament en praat hy van selfs 'n derde testament. So Jonker, daarso is die storie, is 'n mond vol. Ons moet 'n bietjie gesels oor wat is die probleem met wat hy sê. Eerstens kan ons dit net bloot kyk van 'n wetlike aspek af. Jy weet, ek meen hy adverteer vir 16 tot 25-jarige jong meisies en moet 'n maagd wees. En ons kan 'n bietjie gesels dan ook oor sy Bybelse sienings. Wat sê jy? Ja, so ek verstaan hy is 58 jaar oud. Ja. 58-jarige oue advokaat en hy's ook 'n boer in die Vrystaat. So dit is soos jy sê, jy weet 'n bruidskat. dit laat dit baie mooi klink, nê? Nee? 'n bruidskat, maar dit is niks anders as omkoopgeld nie. Jy weet hy sê eintlik ek koop vir my 'n vrou, 'n tweede vrou. Om die waarheid te sê, wat is dit anders en ek wil dit nou nie so radikaal stel nie, maar ek bedoel hoe anders kan 'n mens sê as om te sê dis niks anders as prostitusie nie. Al wat hy nou doen is hy regverdig dit en hy sê ek sal vir jou sorg. So ek gaan vir jou baie geld gee en jy kan vir my nog 'n vrou wees. Nou Jaco, ons weet almal die Bybel sê polygamie is verkeerd. Ek het nogal gewonder waar het jy hoe het jy uitgevind hy is by daardie groep die Maxima wat is hy ding se naam? Ek gaan weer kyk. Maxima Potentia. Daar was 'n netwerk 24 artikel. Daar's 'n netwerk 24 artikel wat sê hy is betrokke by die groep en hy het leringe by die groep gekry of geleer of van sy. Ag, en dis baie hartseer, nê. Nee. Want die groep, soos jy sê, hulle praat van Jahwe en jy weet dit laat dit eintlik klink soos hierdie Hebrew Roots tipe groep, maar wat ek ook opgetel het toe ek op die webtuiste gegaan het, is dat dit laat my eintlik dink aan 'n tipe Scientology beweging. Want die webtuiste is net gefokus op jou persoonlike ontwikkeling en kort kursusse wat jy kan neem op persoonlike ontwikkeling om jou potensiaal tot die beste te kry en gebaseer op sogenaamde Bybelse beginsels, 1-tot-1 gesprekke. So dis 'n disipelskap wat my baie laat dink het aan Scientology. Maar wat en ek het gekyk na die, jy weet op die webtuiste gee hulle nou maar min inligting, maar die twee persone wat dan daarby jy weet die dryfveer agter dit is die een ou het 2 vrouens en die ander ou het 9 kinders. Nou ek sê nie daarby dis verkeerd om baie kinders te hê nie, maar jy hoor ook vanuit daardie hoek uit hoe hulle glo in polygamie en hoe daar iets skeef getrek is in hulle teologie oor die huwelik en oor voorspoed en oor wat die Christelike godsdiens behoort te wees en jy weet nie is nie. So ja Jaco, dit is eintlik dis walglik om daaraan te dink. En wat vir my nogal die ergste was is om te sê daar gaan nou 'n storie daaroor, jy weet, uitgesaai word moontlik. Jy weet, dit laat my tipies dink aan hierdie boer soek vrou gedagte. Jy weet, kom ons
kommersialiseer dit en dan maak ons dit sommer 'n mooi seepie, nê. Sodat die kultuur mooi daarbey kan aansluit. Dis walglik. Jy weet, en 'n sensasie, mense hou daarvan. Dis die ergste. Ek wil nou nie veralgemeen nie. Ja, ek om by aan te sluit, toe jy nou begin sê, daar's in ons samelewing 'n honger na sulke tipe sensasie. 'n Goeie storie interesseer mense nie meer nie. Hoe min films sien jy oor 'n goeie storie, 'n mooi hartstorie. Dit hoef nie net noodwendig Christelik te wees, maar net 'n eenvoudige mooi verhaal van iemand wat iets van sy lewe gemaak het, of hoe iemand 'n goeie lewe lei in sy huwelik of in sy gesin, en die uitkoms daarvan op ander mense, op homself. Jy sien min sulke films, maar hierdie tipe goed is net so 'n sensasie. Ons is 'n samelewing wat honger geraak het vir sensasie, wat maar die middel, wat aansluit by ons die tema. Wanneer 'n samelewing sy morele anker verloor, dan is dit asof sensasie, ongoddelike sensasie, mense se harte trek. Weet jy wat gebeur? Die gat in jou hart, daar's 'n gat in jou hart. En as Christus in God se woord om nie vul nie. Vul sonde om jouself, jou ego. Goed, ek wil net 'n bietjie terugkom by die storie. So kom ons bekyk bietjie sy sieninge. Die eerste fout is dat hy sê Bybelse beskrywing met Bybelse goedkeuring verwar. Ek meen, die feit dat die Bybel vertel dat iemand iets gedoen het, soos polygamiese verhouding gehad het, beteken nie dat God sê dis die norm vir sy volk nie. Die Bybel beskryf leuns, moord, egbreek, bloedskande, afgoderry en geweld, maar dit sê nie daarmee dit is reg nie. Niemand sou daarop aflei dat die dinge reg is bloot omdat 'n Bybelse persoon dit gedoen het nie. Dieselfde geld vir poligamie. Die Bybel skryf die poligamie van Abraham, Jakob, Dawid, Salomo, maar die verhale wys telkens die pynlike gevolge van hierdie polygamitiese verhoudings. Hoe jaloesie uitgekom het, mededingendheid, verwerping, familietwis, seksuele sonde, geweld, opvolgingskonflik en die afvalligheid van God was alles sentraal tot hierdie mense se lewens met poligamie. Abraham se verbintenis met Hagar bring konflik tussen Sara en Hagar. En uiteindelik word Hagar weggestuur en Ismael. Jakob se huwelik met Lea en Rachel lei tot voortdurende mededingendheid tussen die vroue en spanning tussen die kinders. Dawid se huishouding word gekenmerk deur seksuele sonde, verkrachting, moord en stryd tussen sy seuns. Salomo, ons weet wat Salomo se baie vroue vir hom gebring het. Uiteindelik sy hart van die Here weggedraai. Die skrif romantiseer. Dit was in elk geval 'n politiese beweging. Ja, so die punt is die Bybel beskryf hierdie mense se polygamitiese, ek sukkel om die Afrikaanse woord te vind, van hierdie verhouding, maar dit beskryf dit gee dit nie as 'n normatief voor nie. Die Bybel is duidelik oor dit. Daarom sal ek dink jy sê dit nou mooi reg, nê. Dis 'n beskrywing en nie 'n voorskrif nie. En dis 'n baie fyn lyn in die Bybel wat mens moet trek wanneer jy die Bybel jy weet die betekenis van elke teks moet ontleed. Moet jy vra, is dit beskrywend of voorskrywend, jy weet, voorskriftelik of nie, jy weet, of net beskrywend. En mens moet versigtig wees daarmee ook dat jy nie voorskriftelike tekste gebruik en sê dit moet eintlik beskrywend gewees het nie. Maar mens kan tog baie duidelik sien waar dit verkeerd is, nê, soos jy nou reg gesê het. En ek meen Jesus was baie duidelik en die Bybel is baie duidelik. Genesis 2 vers 24 reg van die begin af. En Jesus verwys nogal terug na die begin toe. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat. Daai is 'n monogamitiese huwelik waarvan gepraat word. Ja. Hy sal sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees word. Dit is die beskrywing. Ja. As jy kyk na die 10 gebooie, is wat God self met sy vinger geskryf het. Dit is voorskriftelik. Jy mag nie egbreek pleeg. Nou sal hierdie tipe mense natuurlik dit uit verbandheid en uit konteks uitdruk en sê goed, hy het nie egbreek gepleeg met die 10 vroue wat hy het nie. Maar dit is nie wat daar staan nie. Ek bedoel, soos jy sê, die Nuwe Testament maak Jesus dit duidelik wanneer hy daardie wet verklaar. Jy mag nie 'n ander vrou begeer nie. Paulus sê jy moet 'n man van een vrou wees. So dit is tog baie duidelik. So nee, dis hartseer dat hierdie goed gepropageer word. Wat vir my nog slegter is, Jaco, is jy praat van die oorhoofse tema dat die samelewing sy morele kompas begin verloor. Die ou is 'n advokaat
Waar moet 'n advokaat werk? Hy moet werk in die geregstelsel of die regstelsel van die land om te voorsien dat reg en geregtigheid sal geskied. En die man wat nou hooggeleerd is, gaan en hy propageer Bybelse, sogenaamde Bybelse beginsels. Maar jy weet wat vir my baie sleg is in vandag se tyd is dat die mense wat in die posisie is nie jy weet hou by hulle vakgebied nie, as ek dit so kan stel. Ja. Jy weet en die samelewing hardloop na sulke dinge toe. Jy weet hierdie advokaat, jy weet hy het dit gesê. En hy praat Bybelse dinge en hy kry volgelinge. Jy weet daar's 'n kerkgroep wat daarna gestig word. Dis vir my verskriklik om eintlik te dink dat mense so maklik jy weet hierdie groep, hierdie bewegings kan volg. Eerder as om maar eerder as om te sê maar hoorie, kom ons kyk na wat sê God in sy woord self. Wat hoor ons by woordbedienaars van wat sê God hieroor? Maar nou ja, dit is sy idee is nogal radikaal, nee. Ek meen hy beweer dat God in die drie-enige God in 'n poligamiese verhouding is. Die drie-eenheid is 'n poligamiese verhouding. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees is nie drie gode en ons weet dit is nie drie gode afsonderlike wesens nie in 'n huweliksverhouding nie. Hulle is een ewige God in drie persone. Die verhouding tussen die goddelike persone is nie liggaamlik, seksueel of huweliksmagtig nie. Hy praat ook van 'n derde testament. Net om terug te kom oor sy siening oor die drie-eenheid, hy beweer ook dat God is ook in 'n polygamitiese verhouding met sy kerk. Hy gebruik die idee van 'n bruid van Christus en hy sê as klomp bruide in Christus se bruid en Jesus gaan eendag trou met sy bruide met die wederkoms. En hy gebruik daai model, hy sê wat op aarde is 'n blou druk van wat in die hemel is. En so dit is hoekom poligamie goed is, want God die Vader homself is in 'n polygamitiese verhouding, eerstens in homself in die drie-eenheid, maar dan ook met sy kerk. Jy weet, so dis as radikaal waar die groep heen gaan. Hy praat ook van 'n derde testament. Hy sê daar's nie Ou en 'n Nuwe Testament nie. Hy sê daar's 'n Eerste Testament wat gaan tot met die kruisiging van Christus. Dan is daar 'n Tweede Testament wat begin na Jesus se kruisiging en dan kom blykbaar nou nog 'n Derde Testament. So jy weet dis maar altyd sulke tipe radikale elemente en dit is vir my maar hoe is vir my persoonlik maar nogal tekenend van ons tyd, Jonker. Ons is so gesplete in ons Christelike geloof en ons so verdeel, soveel dis asof saam met die internet en saam met YouTube en sosiale media en TikTok en al die goede baie vryheid gekom het vir elke Janrap en sy maat om op sy mis op te klim en sy idees wat sy by sy begeertes te begin pas, te propageer en dan kom die tipe goed uit. Net voor ek jou vir laaste kansie gee, interessant genoeg, ek het nou 'n bietjie weer gaan kyk, die artikel op Netwerk 24 sê, dis 'n Kanadese groep wat die poligamie voorstaan wat agter die advokaat se tweede bruid aansoek staan, maar die stigter, dis baie interessant, die stigter van die groep se naam is Abri Kilian. Hoe klink die naam vir jou? Reg Suid-Afrikaans. Dis 'n gewese Suid-Afrikaner en gevegskuns wat na Kanada toe geëmigreer het en die groep in Kanada gestig het. Dit is nog interessant, nê? Ja, so, hartseer. My laaste punt oor hierdie storie, ons het baie dinge gesê. Die Bybel is baie duidelik wie God is. Vader, Seun en Heilige Gees. Dit was nooit bedoel om enigiets van poligamie na vore te bring nie. Dis drie persone. Jesus is manlik in die hele Bybel geopenbaar. Die Heilige Gees, die Here praat in manlike pronouns, help my gou met Afrikaans. Voornaamwoorde? Ja, voornaamwoorde. En wanneer die Here wel die vroulike voornaam of vroulikheid gebruik, as psalms of gedeeltes in die Bybel wat God sê ek is soos 'n moeder oor julle, dan is dit nie is 'n metafories. God praat nie van homself letterlik as 'n moeder nie, want daar is ons nou ook hierdie ander idee waar ons ook al oor gepraat het van God is manlik en vroulik. Sodat ons baie duidelik wees hoe die skrif hom aan ons openbaar. God het sy woord gegee, hy het een woord gegee. 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament wat die kerk van die vroegste tye af vasgelê het.
En daarom openbaar God hom as drie-enig. Nie as 'n polygamitiese God nie, en hy het 'n bruid. Hy het nie bruide nie, 'n bruid. Ja. Jaco, En as dit is ek ook nie net ietsie by bedoel, mag ekskuus net 'n gou laaste, dit is ook nie bedoel om die vroulike aspek van die bruid na vore te bring nie, want daar's mans ook in hierdie bruid. Dis ook weer Ja. eens net 'n manier om die verhouding tussen God en ons op 'n metaforiese geestelike vlak te verduidelik. En dan die huwelik, ons het reeds gepraat daaroor, Jesus het self gesê, toe hy gepraat het oor die huwelik, het hy gesê, kyk reg na die begin. Hy sê God het hulle aan die begin man en vrou gemaak. So die skrif is glashelder oor die huwelik. Ja. Wat maak luisteraars met hierdie artikel of hierdie nuus gebeur? Ek dink, jy weet, want mens voel partymal ons hande is afgekap, kan ons nie iets doen aan hierdie nie, kan ons dit nie stop sit nie, nee. Moet ons nie iewers ons stem laat hoor nie. Nou dit is so, ek dink mens moet aanhou dink. En dis ook die doel van perspektief om die nuusgebeure in perspektief van die skrif te plaas, sodat ons weet wat's reg en wat's verkeerd en hoe moet ons optree. Hoe behoort ons op te tree, maar ons kan tog nie alles prakties uitlei nie. Mens moet verder nadink oor hierdie dinge en dink hoe moet ons dit hanteer. Maar ek dink ten minste kan ons nou al bewus wees van hoe moet ons sulke dinge raak sien. Een ding wat ons nou baie mooi gesien het uit hierdie verhaal is, hy praat van 'n derde testament. Nou, kyk nou wat gebeur. Hy bevraagteken telkens die skrif, of hy verdraai die skrif. En wat het hy nou gemaak deur te sê 'n derde testament? Hy maak die skrif nou onafgehandeld. Dis oop. So daar kan nou nog nuwe openbaringe kom. So die oomblik wanneer die mense al hierdie dinge begin glo en dit streel die mense se sondige natuur, dan is die deur oop vir enige iets, né? So dit gaan oor sy skrifbeskouing. Hy klink Christelik, maar hy is nie. Hy glo nie in die Bybel nie. Hy verdraai die Bybel. Hy wil die Bybel verkrag, hy wil hom oopmaak en sy eie autoriteit daarby skryf. So ek dink dis hoe mense dit kan raak sien ook. Goed, dan is ek klaar. Ja, die volgende storie, net voor ek oorgaan, laat my dink toe jy gepraat het aan wat Paulus vir Timoteus gesê het. Preek die woord. Engels, preach the word. Dan Timoteus, gelees gerus 2 en 2 Timoteus, die pastorale briewe. Preek die woord, want in die laaste dae sê Paulus, gaan daar mense kom wat hulle ore wil laat streel, hulle gaan liefhebbers van self wees, hulle gaan agter alle geeste aan hardloop en hulle gaan allerlei dinge doen en leer en aanhang wat hulle eie self verheerlik. Lovers of self noem die Engels dit. Leer die woord. Dit is hoe ons hierdie saak aanspreek. Dit val in by die volgende punt ook. Ons volgende storie is 'n vuisgeveg wat uitgebreek het tussen twee skole, twee bekende skole daar in die noorde, J.G. Jansen en Menlo Park. Spelers, ouers, oudskooliere en ander volwassenheid volgens beskikbare videomateriaal by die gas betrokke geraak, onder mekaar ingeklim. Natuurlik was daar drank betrokke ook. Presies aanleiding gegee het, is daar nou 'n ondersoek, so ons gaan nie daarop onsself ingaan nie, ons gaan net sê wat gebeur het en wat ons tog hieruit kan sien. Maar wat openbaar die gebeurtenis, Jonker? Die voorval gaan oor meer as 'n paar mense wat hulle meer verloor het. Dit openbaar iets van die toestand van ons opvoeding, ons skole, ons gesinne en ons samelewing. Skolesport behoort deel van die opvoeding van kinders te wees. Dit behoort hulle te leer dissipline, selfbeheersing, spanwerk, moed, respek vir gesag, respek vir jou medemens, hoe om waardig te kan wen of te verloor. Maar in baie gevalle het skolesport baie groter geword as die opvoeding van kinders. Dit het baie keer 'n bron van geweld, status, werwing, borgskappe, skooltrots en openbare aansien geword. Die eerste span dra dikwels nie net die skool se trein nie, hulle dra die ambisies van die ouers en afrigters, oudskooliere, borge en die hele skoolgemeenskap. Hoekom? Want as die hart nie 'n God het om te aanbid en dan gaan soek hy 'n ander God om te aanbid. Wanneer sport so belangrik word, is 'n wedstryd nie meer bloot 'n wedstryd nie. Dit word 'n stryd om identiteit en eer. Dit openbaar ook 'n ander groot probleem vir my oor swak opvoeding. Nou, ons gaan 'n bietjie later daaroor ook noem, dis nie die norm oral nie, maar die probleem openbaar tekort aan karaktervorming. Opvoeding gaan nie net daaroor om 'n kind akademies suksesvol of sportief vaardig te maak nie. Die kind moet geleer word dat hy nie elke emosie mag uitleef nie.
dat woede beheer moet word, dat belediging nie geweld regverdig nie, dat hy verantwoordelik bly vir sy eie reaksies en dat gesag gerespekteer moet word en dat ware eer nie met 'n vuis verdedig word nie. Maar die probleem lê nie net by jong mense nie, ons kan nou hier net op die kinders wat daar was fokus. Wanneer volwassenes self by geveg betrokke raak, want hier was ouers wat hier ingeklim het en selfs erger aangegaan het as die van die spelers. Wys dit dat die mense veronderstel is om volwassenheid te modelleer. Volwassenes moet volwassenheid modelleer. Nie self kinders word nie, en soos laerskoolkinders begin te kere gaan nie. Daar kom nog of my iets hierso uit van ons samelewing. En as ek dit sê, beteken dit nie, dis huise waar daar nie 'n vader is nie. Afwesige en passiewe vaders. Ons huise is vol vaders wat 'n loopbaan jaag, wat geld jaag. Ons samelewing het 'n ernstige tekort aan gesonde vaderlike figure. Die groot probleem is dat baie seuns nie 'n voorbeeld ontvang van manlike krag wat deur liefde, verantwoordelikheid en selfbeheersing begrens word nie. Goeie pa leer sy kinders moed sonder roekeloosheid, krag sonder wreedheid, fermheid sonder aggressie, selfbeheersing, drankgebruik. Hoe gaan ons met hierdie goed om? So die ironie van hierdie voorval is dat sommige volwassenes die kinders uit die geweld gelei het nie. Hulle het dit selfs aangewakker. Hulle het later die hoofdeelnemers geraak. Daar's baie ander dinge ook hier agter. Ons kan 'n bietjie verder praat. Een ding is ongesonde kompetisie. Geld en aansien wat in skoolsport begin groot rol speel. Drankmisbruik wat baie van hierdie gevalle gebeur. 'n verwronge beeld van manlikheid. Ek en jy daar gesels voor die opname. En dan kan ons 'n bietjie afsluit met wat sê die Bybel hieroor. Maar nou wil ek ook graag by jou hoor, Jonker. Jaco, ja, kom ek sê so, ons begin net eers so te sê, hierdie voorval is nou, jy weet, voorblad nuus orals. Daar's nou al hoeveel potgoeie en onderhoude gevoer oor hierdie saak van verskillende kenners en ek dink dis goed. Dis baie duidelik die samelewing wil nie sulke goed hê of duld nie, nee. Dit is ongesond. Ons moet kyk na dit. Dit is 'n gevaar, is rooi ligte. So die skole word nou uitgesonder. En dalk tereg so. Tweedens moet ons sê, ek dink nie ons het al die feite nie. So dit help nie ons spekuleer net nou en vat die saak verder as wat ons eintlik feite voor het nie. Maar wat ek wel gehoor het, is baie mooi gewees vanaf die skool van Menlo Park. Nou ja, hulle het nou nie vir my krediete gegee om dit te sê nie. Maar ek kon sien van die seuns of gehoor het, die seuns het teruggestaan. So hulle het dis maar van goede wat ek gelees het. So hoe waar dit nou is, weet ek nie, maar sover ek verstaan het die seuns stil gestaan op die veld en jy weet, hulle lyn gehou, nê. En hulle self gedra teenoor wat ook al daar gebeur het. En nou uit die aard van die saak moes dit sekerlik ouers van Menlo Park gewees het of ouers en ouers van EG. Nou ek weet nie of ek tong in die kies ietsie mag sê nie, maar ek hou partymal so 'n bietjie van pans. Hoe sleg dit ook al was hierdie saak. Jy weet, die skool kom van Boksburg af, so ek weet nie of hulle dan nou Boksburg uitgeleef het, jy weet, geboks het nie. Maar nee, dis 'n tragiese storie eintlik, nê. Dat jy weet, toe ek sien hoe seuns aan mans slaan. In eerste plek sien jy die respek vir ouer mense is weg, maar ander kant toe ook dat 'n man aan 'n seun slaan. Jy weet, en sit jouself in jou skoene, nê, en hou jou skoene. As ek nou na 'n wedstryd toe gaan en ek sien 'n groot volwasse man begin my seun slaan, wat is jou reaksie? Ek moet my seun beskerm. So, wel, Christelike weg sal wees om konflikte vir my en jou seun daar uit te kry, maar die hart van die mens sê, jy slaan nie aan my seun nie, ek gaan jou terugslaan. En ek beskerm my seun, nê? Sy jy weet, dis 'n verskriklike ding. Ek wil my nie in daai skoene sit nie, nê? So ek hoop van harte dit gebeur met niemand nie.
Dit moes glad nie gebeur het nie. Maar soos jy sê, dit het gebeur en dit sê iets van ons samelewing, dit sê iets van die kultuur wat gekweek word ook. En hartseer genoeg by rugby. Nou ek het voor die tyd vir jou gesê, ek het nie as kind rugby gespeel nie. En jy weet, ek dink ek is heeltemal gebalanseerd wat dit aanbetref. Ek dink dit is 'n goeie sport en dit hou kinders baie keer uit die kwaadheid, dit hou jong seuns aktief, dit hou hulle gesond in 'n manier. Jy weet, dit gee vir hulle 'n stokperdjie eerder as om op selfone te lê en jy weet leeg te lê. Maar is hartseer dat sport en veral rugby nou jy weet daardie naam kry, want in die verlede is daar ook baie vuisgevegte gewees en mense raak jy weet opgewerk oor die sport, maar dat die hele rugby nou, en ek was daar as kind, nee, ek het niks van rugby gehou nie, juis oor die kultuur, en tot my ontnigtering het ek agtergekom, maar dis nie oral so nie, maar tog is daar so 'n kultuur, en ek dink dit is heeltemal reg wat jy sê, dit pas in by die tema van vandag se episode, nee, dat daar 'n morele verval in die samelewing is. Hoe het dit daarop gekom dat mense so in mekaar slaan oor 'n sport, iets wat veronderstel is om mooi te wees, iets wat veronderstel is om kinders op te bou, wat jou juis dissipline moet leer, juis iets van die lewe moet leer, dat dinge nie altyd goed gaan nie, dat jy partymal verloor, dat dinge nie altyd regverdig is nie. Maar nou die hartseer kant ook, soos ons voor die tyd gesels het, Jacodie, dat daar sekere, kom ons sê skole of instansies of wat ook al is wat skole rugby uit verband uitruk en eintlik baie groot druk op daardie kinders en ouers plaas, omdat hulle eintlik gekweek word en in 'n drukgang gesit word vir 'n sensasie, vir die samelewing om te sien. So dis baie hartseer, ja. Ja, my laaste punchline, as ek so kan sê, op die storie is, Jonker, die Bybel hou in ons voor goddelike manlikheid, biblical masculinity, soos jy antwoord nou deesdae is. Bybelse manlikheid voor aan ons, Ja. is die hoofding daarvan, is nie gespierdheid, aansien, geweld, hoe baie jy kan drink, dit hou ons aan ons karakter voor, 'n goddelike karakter, 'n karakter wat inbors het, 'n karakter van selfbeheersing, 'n karakter van respek vir jou meerdere, vir ouer mense, vir jouself en vir jou naaste. En dit kom uit hoe jy jou gedra in die publiek. Ongelukkig in 'n samelewing waar die woord van God meerdere mate uit skole uit verdwyn het, in die publieke domein verdwyn het, waar in die verlede, sou ek nie sê ons was nou vanwaardig wedergebore mense, die meerder nie, dit was maar nog altyd so klein, sou ek sê, ten spyte van 'n groot godsdienstigheid. Maar daar is vir my 'n impak van die Bybel op 'n samelewing, waar hy vrylik en openlik in die publiek bepaal, wat is die gang van die lewe. En vandag veral in skolesport, is my persoonlike siening wat ek hier gee, en ek sien, ek is iemand wat graag ook gimnasium toe gaan, ek sien die jong manne daar. Daar is 'n kultuur van, ek ken nie al die Afrikaanse woorde volgens nie, doping. Ja, Daar is 'n kultuur van, opkikkers. As 'n kultuur van steroïde gebruik, wat gepaard gaan met skolesport, om kompetisie so sterk geraak het. Skole kry 'n geweldige naam, wanneer jy Kruiwenweek wen, of wanneer jy die eerste liga wen, of wanneer jy die nommer 1 op die skoolrugby ranglys is, daar's geld, daar's borge, daar's provinsies begin al van Kruiwenweek af skeld. Weereens kry ek nie my Afrikaanse woord nie. Skeld vir talent. So hierdie ouetjies en ouers druk saam, veg vir 'n plek, veg vir 'n kontrak.
Ja, dis hartseer. Skole se begrotings. Nou, ek het ook geluister na 'n onderhoud waar ek dink die persoon se naam is Jaco Deeken van Fedasa Vetsas, so iets. ja. Fetsa gepraat het oor dit is nie altyd oral so nie en hy het nogal verwys na die wedstryd in boys tussen Boys High en gim die Saterdag in Parel. in die Parel waar dit nie gebeur het nie, waar daar ook goeie dinge uitgestal is. Reg so, Ja, maar ek wil ten minste te pragtig. minne van dit vir jou sê. Ek het vroeër in 'n jaar artikel gelees dat een van daai skole se rugbybegroting, net die rugbybegroting is 10 miljoen. So alles die karakter daar. Jonker, ek persoonlik voel die vlak waartoe skoolrugby gegaan het is ongesond. Ja. Hierdie jong kinders moet wat nou is 14 en al van 13, 14 kry 'n week begin speel. Hulle begin al eerste span speel op 15, 16 in jou topskole. Wanneer word karakter? Wanneer sit ons die klem op karaktervorming? Wanneer word daai jong man geleer deur sy pa? Wat is 'n man? En hoe gedra 'n man hom en hoe is 'n man vir sy vrou en wat is 'n goddelike man? Die klem moet verskuif. En dis maar terug by ons groot storie wanneer 'n samelewing sy morele anker verloor. So ons as Christene moet diep gaan nadink oor wat vereer ons. Ons neem maar baie keer deel in hierdie goed en ons is ook betrokke by skoolsport. Ek sê daarmee saam glad nie 'n kompetisie soos tussen gim en boys high is verkeerd nie. Glad nie. Ek dink daar's 'n mooi kultuur wat daar ook kan ontwikkel en dit kom oor die baie jare. Ek was self in Bloemfontein op skool en ek was in die hoër tegniese skool en daar was vir jare al 'n rivalry tussen Grey en die hoër tegniese skool in Bloemfontein. Ons het elke jaar hierdie een groot laaste skole wedstryd gehad want ek op baie toe gegaan het. Was in die tegniese skool. Daar was mooi dinge ook, maar dit later ook ek was daar, ek weet hoe dit gegaan het. Ek weet hoe daar gepraat word voor die tyd, hoe daar opgewerk word. Dit raak ongesond en ons moet terugkom by die regte. So Jaco, as ek net 'n laaste bydrae kan maak oor hierdie storie, ons het mooi gesê daar's balans, né? Daar's 'n gesonde balans. Ons praat dit nie sleg nie. Jy weet skole rugby nie of sport nie. Maar as ons na die groter prentjie kyk, soos jy dit reg sê, waar lê die eintlike probleem dat hierdie dinge so uitdraai? Ek dink ons sien die dryf om 'n voedingsbron te wees vir SA rugby, vir wêreld rugby. Dit word so tipe van 'n konveierbelt stelsel waar die beste skole word die voedingsbron vir die beste nasionale rugby en internasionaal. En daar's die vraag: het ons samelewing nie dit begin verafgod nie? Nou dis 'n ou vraag, dis nou nie 'n nuwe stelling wat ek maak nie. Maar ek dink ons as luisteraars moet nou bietjie daaroor nadink en dink, hoe moet ek dan optree? Ek dink, gaan geniet die rugby, gaan geniet dit wanneer die Bulle of die Cheetahs of die Lions of wie ook al speel. Of Suid-Afrika of die Sevens of wat ook al jy wil gaan doen. En ek dink hou telling en dit is 'n mooi lekker stokperdjie wat 'n mens kan hê, nê, terwyl jy so ook in jou werk is. Maar ek dink ek het al telke male het ek op 'n langs 'n rugbyveld gestaan waar ek voel ek wil nie hier wees nie, want hierdie mense se kultuur is vir my onchristelik, nê? Maar ander kere het ek weer langs die veld gesit en gesien, maar hoorie, ek hou van hierdie kultuur wat hier is. Jy weet, dit hang af waar jy is. En wat ek daaruit aflei en wat ek ook op die luisteraars wil druk is dat ons moet in die samelewing wees. En ons as Christene moet ons getuienis uitleef. As jy nie met sekere mense kan praat daaroor nie, leef dit dan uit. Daar, wees ingetoe en jy weet, ordentlik en handhaaf jouself reg. En hoe meer daarvan die Christene is wat so betrokke is, hoe minder is daar weer van die ander groepe wat hand uitdruk, nê. So dis maar wat ek dink, Jaco, wat ons kan doen oor die saak. Ja, en laasens van my kant af voor ons die volgende storie doen is dat kom ons wees ouers wat ons jong seuns en jong meisies leer wat is die prioriteite.
God stel karakter, 'n goddelike karakter bo alles. Ja, Jy kan jou perfek. sport doen. Jy kan netbal speel, jy kan rugby speel, jy kan jou sport ten volle uitgeniet as jou prioriteite daar geanker is in God se woord, by 'n goddelike karakter gevorm met Jesus Christus as die hoof en deur God se woord. Ja, Goed. op sy kop. Laaste storie. Ons kan hier maar 'n bietjie kort staan en ons het al ver aangegaan, maar Ja. maar sonder om dit af te skeep, kom ons doen dit die beste. Radikalisering van jong mense in Duitsland en die gevaar vir die westerse samelewing. Nou daar's 'n artikel wat uitgekom het, Christian News dink ek of so, ek kan nie onthou wat die webtuiste is, ons sal die artikel ook deel. Dit handel oor die waarskuwings wat ons begin sien en wat die artikel self ook waarsku dat islamitiese radikalisering onder sommige jong moslems mans in Duitsland toeneem. Die berig volg op 'n ernstige voorval waarin 'n jong man glo 'n voertuig in 'n skare ingejaag het. En die jong man was geradikaliseer. Hy kom van 'n Libanese agtergrond dink ek. Volgens die berig was hy reeds as tiener aan veiligheidsdienste bekend weens islamitiese ekstremisme en hy het vroeër probeer om by Islamitiese Staat aan te sluit. Die artikel haal mense aan wat in arm ontwrigte Duitse woongebiede werk en wat waarsku dat radikale idees deur insluipen deur aanlyn predikers, sosiale media, vriendegroepe en gemeenskapsnetwerke versprei word. En die gevaar is nie net individuele geweld nie. Dis die ontwikkeling van 'n ideologie wat 'n ruimte vul, 'n vakuum vul wat deur ons moderne liberalisme en woke ideologieë, want woke en liberalisme wil nie 'n spesifieke siening hê nie. Hulle wil 'n vrye diverse wêreld hê waar daar eintlik geen identiteit bestaan nie. Wat jy daarvan maak is wat jy daarvan maak. En dit skep 'n vakuum. Wesenlike vryhede en die samelewing waarin hierdie jong mense woon word dan verwerp. En wat moet hierdie vakuum vul? Mense soek iets standvastig. In Islam pas dit soos 'n handskoen, want dit is 'n geweldige holistiese, baie eenvormige, homogene as jy wil, wêreldbeeld. Nie dat ek noodwendig sê die Bybelse wêreldbeeld is nie dit nie. So daar's ook 'n groot verlies as gevolg van identiteit. En in lande waar daar 'n redelike vrye immigrasiewet is, vloei baie van hierdie ekstremistiese elemente na binne. Ons weet hoe lyk Europa op die oomblik. Ons weet hoe lyk Engeland. En binne in hierdie vakuum bied Islam 'n sterk identiteit, 'n broederskap, die islamitiese broederskap, 'n duidelike grense. Jong mense soek grense. 'n gevoel van uitverkorenheid. Hulle kry 'n samehorigheid. Hulle voel ons veg vir iets groter. En hulle kry hierdie oortuiging dat hulle deel van iets groots is. Die jong man wat onseker is oor wie hy is, ontvang 'n eenvoudige antwoord. Jy behoort aan ons. Ons is die ware gelowiges, die wêreld is teen ons. Goed. Mense soek, hierdie jong mense soek hulle het vra, wie is ek? Waarom bestaan ek? Wat is goed? En dit is wat hierdie hele woke ding, liberalisme skep. Skep al hierdie vrae. Waarvoor is wat is die lewe die moeite werd om voor te leef? Wat is die moeite werd om voor te sterf? Ensovoorts. So dit bring Islam bied daarteenoor 'n volledige wêreldbeskouing, 'n vaste wet, 'n gemeenskap en 'n missie. Dit is 'n valse, vernietigende antwoord, maar dit is vir sommige jong mense 'n sterker antwoord as geen antwoord. Jonker, daar's die tafel gedek. Wat sê jy? Dankie, Jaco. Hierdie was vir my 'n baie interessante storie, want daar's soveel aspekte wat hier bespreek kan word, nê, wat by mekaar kom. Soos jy gesê het, jy weet dit is jong mense, so jy sit met 'n jong generasie mense wat anders dink, wat anders voel, wat 'n behoefte en 'n begeerte het tot iets. Jy sien Islam se radikalisme in hierdie nuusberig. Jy sien Europa se verval en Islam se invloed daar wat ontken word deur baie, maar wat nou baie hard daar ingedruk word, ingeforseer word. So jy sien die tragedie van die Pride parade, die woke.
So jy sien dinge wat reg is en jy sien dinge wat verkeerd is en jy sien dinge wat dalk jy weet daar's 'n begeerte om die dinge reg te stel. Maar dan is dit op verkeerde maniere gedoen met verkeerde ideologieë daarbey en so dit is vir my 'n baie merkwaardige nuusberig hierdie gewees. Jy weet, die man is 21 jaar oud. Hy is 'n soos ek verstaan, is hy 'n burger van die land. Jy weet, so dis nie 'n ou wat van buite af ingekom het en hy het hierdie islamitiese radikalisme van die ooste en hy jaag met 'n trok in mense in die nee. Dis 'n ou wat groot geword het daar. Hy's 'n burger, maar hy's blootgestel aan hierdie islam en hy het daai agtergrond, jy weet, so dit is sleg dat hy, jy weet, iemand doodgery het, 29 mense beseer het. Dis net so sleg dat daar pride bereid was wat wettiglik gedoen word in 'n land, jy weet, wat eens op 'n tyd die reformatie, die hartjie van die Christendom was, wat uit die donker eeue gekom het. Jy weet, al hierdie dinge is net, alles is verkeerd. Maar ek dink ons moet daarop let dat die wêreld is die mekaar. Ons moet daarop let as Christene, dat ons moet besef, dit is, ons sit in 'n geglobaliseerde konteks. Ons is nie meer net in ons landjie en ons dorpie nie. Die dinge wat ver gebeur is net so naby aan ons. Jy weet, die woke is hierso. Jy weet, Islam is hierso in ons land. Maar daar gebeur dit ook. En nou, jy weet, in 'n land wat 'n eerste wêreldse land is, waar dinge ordelik behoort te gebeur, gaan dinge so geweldig agteruit. Dis chaos. Jy weet, so wat ek hierin sien, is wanneer die sonde geregverdig word, wanneer die leierskap van die land goddeloos word, dan raak alles chaoties, onordelik. Jy weet naderhand nie wat's reg en verkeerd meer nie. So nee, ek dis maar wat ek dink van die saak, Jaco. Ja, wat ek ook sien, Jonker, is dat die westerse samelewing wat bekend was vir sy anker in God. Nou, weer eens sê ek daarmee dat alles in die westerse samelewing was reg nie, of regtig geredde Christene nie, maar westerse samelewing was in die algemeen geanker in God en in sy woord. Ja. En wanneer jy dit verlaat, dan sien ons hierdie goed gebeur. En dis wat gebeur met westerse samelewing. Die mens kan nie sonder aanbidding nie, identiteit en uiteindelike gesag leef nie. Wanneer ons Christus verwerp, word hierdie ruimte wat vir daai vakuum wat gevorm het, nie leeggelaat nie. Dit word deur ander ideologieë gevul en ons sien baie van in ons tyd. Individuele selfvervulling. Dit kom maar baie uit in die rugby storie en ook in daai eerste storie van advokaat. Nasionalisme. Ons sien dit byvoorbeeld in hierdie hele stryd op die oomblik rondom Christelike nasionalisme. Wat maar ook in sekere gevalle radikalisering bevat. Materialisme, islamisme en enige vorm van die tipe goed, né? Westerse sekularisme sê jy kan self bepaal wie jy is en waarvoor jy leef. Islam sê, en dit gee vir die mense oënskynlik 'n beter antwoord. Dis 'n baie sigbare godsdiens, Islam. Ons sal vir jou identiteit, 'n wet en 'n gemeenskap en 'n missie gee. Nou vir jong mense hulle praat baie keer deesdae van die jong mense diaspora wat hiermee getref word, val dit so in hulle skoot. Die Bybel leer ons egter dat God die mens geskaap het om hom lief te hê, te dien, te ken. Identiteit is nie iets wat jy in jouself vind nie, of in die skepping vind nie. Jy vind dit by die God wat jou geskaap het, wat jou hart gegee het, jou siel gegee het om hom te ken. Die kerk bestaan uit mense, volke, stamme, nasies en tale, maar wat aan die verbondsgod verbind is. En Christus verniet nie verskillende volke nie, maar hy verbreek die vyandskap. So die Christelike antwoord is nie haat teen immigrante of moslems of wat ook al nie. Dit is 'n ordelike en 'n verantwoordelike samelewing, maar ook verantwoordelike immigrasie, grensbeheer, werklike integrasie op 'n ordelike, wetlike manier, handhawing van wet en orde, kritiek teen sulke radikalisme soos Islam. Dit mag nie toegelaat word in 'n woke samelewing. Herstel van gesinne en gemeenskap,
vrye verkondiging van Christus. Dit is hoe dinge gaan weer reg werk en die westerse samelewing kom by die koor wat hy was. So dit is my leer uit hierdie artikel. Dit is 'n baie goeie artikel, soos jy reg sê, fascinerende artikel. Ek dink dit sê baie vir ons van vandag en ek dink ons moet regtig diep nadink en dit oorlees. Ja. Donker, nog iets van jou kant af? Ja, asseblief Jaco, vinnig. Ek hoop is vinnig. As ek die artikel so lees, ek wil tog sê wat daardie woordvoerder gesê het van 'n Christelike party, 'n Christelike organisasie wat juis met kinders werk en jong mense en so. Die ou se naam is Wolfgang Büscher. Nou hy sê die volgende: We just have to go into the youth clubs of the cities, into the troubled districts. There we encounter countless young people who are radicalized, countless people who want a different Germany. They egg each other on. They go on TikTok. They listen to radical preachers every day. En dan noem hy byvoorbeeld die een prediker waarna hulle veral luister is Peer Vogel, en dit is 'n radikale Islam prediker. En dan sê hy verder, many of these young men want to destroy our DNA, destroy our country. They want a different republic. We have to finally understand that. En dan wat interessant is, hy sê op hulle agenda is nie demokrasie nie, maar Sharia. Nou dit is 'n islamitiese raamwerk van hoe om om te gaan in die lewe, moreel om te gaan. So dit wil ek net sê, nee, so ons sien duidelik vanuit Duitsland is daar die beweging onder die jong mense om Islam te bevorder, daar radikale Islam. Wat verskriklik tragies is, en ek dink ongeag nou van of dit nou Islam is, ek dink ons moet dit ook besef, jong mense soek duidelikheid, hulle soek wit en swart, want ons wêreld het baie vervaag, baie grys geword. Ons het dalk slap gelê, selfs in die Christen geloof, waar ons nie meer duidelik sê wat reg en verkeerd is nie. En so jong mense wil weet, wat is die waarheid? Hulle wil weet, hoekom glo ons wat ons glo? En ek dink dit moet ons gee ook vir die jong mense. Ons moet vir hulle die waarheid duidelik gee. En mooi vir hulle die agtergrond en die onderbou, die basis, die fondasie waarop ons belydenisse het, moet ons vir hulle gee, sodat hulle antwoorde het, sodat ons vir hulle rigting kan gee, om die samelewing te vorm. Dankie Jonker, dit was 3 fascinerende stories, met, ons kan nog baie lank gesels, dit kan ons ook sien in die lengte van die opname, dat die stories regtig baie het om te sê. Ek wil afsluit met die probleem. Wat is die groot probleem in agter al hierdie stories? Die probleem is die hart. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Die menslike hart wil nie onder die heerskappy van God staan nie. En Jesus leer dat sonde van binne uit die hart kom van die mens. En daarom het ons samelewing meer as net goeie morele raad nodig. Ons het meer nodig as beter wette, beter skole, beter grensbeheer en beter Bybelkennis. Nie dat hierdie goed nie belangrik is nie, hulle is baie belangrik. Ons het 'n nuwe hart nodig. Die Here beloof in Jesegiel 36 vers 26, ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Dit is wat Christus deur sy woord en gees doen. Hy leer ons om nie die Bybel te gebruik om ons begeertes te regverdig nie, maar om ons begeertes aan sy woord te onderwerp. Hy leer ons dat ware krag nie in geweld lê nie, maar in selfbeheersing, diens en opoffering. En hy gee aan mense uit elke volk en taal 'n ware identiteit, 'n ware gemeenskap en 'n ware hoop. En waar Christus verwerp word, daar sal ander gode floreer in daai ruimte. En waar sy woord verdraai word, sal mense hulle eie begeertes heilig. Maar waar sy gees die hart regeer, sal woede, trots en vrees en al hierdie snaakse stories onder sy beheer wees, onder sy woord gerig word. Antwoord daarom is,
dieselfde, ons samelewing het nie net beter mense nodig nie, ons het Christus nodig. Verkondig die woord, verkondig die evangelie van Jesus Christus. Tot daar dan Jonker, ons roep daar halt. Baie dankie dat ons lekker kon saamgesels. Dit is 'n langer episode nie, maar ek vertrou dit sal ook vir ons luisteraars van waarde wees om ook na te dink oor hoe ons lewe moet reg op hierdie aarde. Tot aan volgende keer. Groete aan almal.